Vanmiddag wil die Here vir my en vir jou net kom herinner weer daaraan wat dit beteken wanneer ons sê ons is getuies van hom in hierdie wêreld. Wat dit beteken wanneer ons sê ons volg hom na in hierdie wêreld. Goeiemiddag, baie welkom aan elkeen wat ingeskakel is by die boodskap van bemoediging vandag vanuit die NG Gemeente Pier Noord. Mag jy weet dat die Here ook deur sy woord met elkeen van ons op 'n unieke manier spreek en dat hy ook vandag met my en jou wil kom spreek deur sy woord. Soos julle dalk mag weet, ons Pinksterreeks van die gemeente hardloop oor 4 Sondae en in hierdie tyd gaan ons ook ons bemoedigings van die week uit die boek Openbaring dan doen. Ons Pinksterreeks kom uit Romeine uit en dan ons bemoedigings deur die week uit Openbaring uit. Mag ons gelei word in hierdie boek van hoop eintlik. Mag ons gelei word daartoe om meer en meer te verstaan van wie God ook daardeur is, sodat ek en jy ook beter getuies kan wees in hierdie wêreld vir hom. Ons gaan vanmiddag sommer begin deur saam te lees uit Openbaring 1 vanaf vers 1. Wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir hom, Jesus Christus, gegee om aan sy dienaars, ek en jy, bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Johannes is die getuie van wat God gesê en wat Jesus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesien het. Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Vers 4 van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ons lees tot sover vanmiddag saam. Hoeveel keer in jou lewe het jy al gehoor of het jy al gelees iewers dat die boek van Openbaring 'n vreeslike moeilike boek is om te verstaan? Dat dit 'n boek is wat nie eintlik heeltemal relevant is tot ons konteks altyd nie, of 'n boek is wat moeilik is om deur te bring na ons konteks en ons situasies toe. 'n Boek is wat moeilik is om te interpreteer en moeilik is om te ontleed. 'n Boek wat ons meer de mekaar maak as enigiets anders. Maar dan lees ons vanmiddag hierdie eerste gedeelte van die boek saam en ons besef dat hierdie boek eintlik meer 'n boek van hoop is. Dat dit 'n boek is wat vir ons hoop moet bring in ons onsekere omstandighede, net soos dit 'n boek was wat hoop moes bring aan 7 gemeentes in daardie tyd, die 7 gemeentes in Asië van daardie tyd. Gemeentes wat onder 'n geweldige druk was en geweldige dinge ervaar het in terme van dit wat hulle hier op aarde beleef het. Wêreldse druk wat hulle ervaar het. En Johannes kom hier eintlik en hy getuig nie oor iets nuut nie. Ons dink baie keer dat dit wat hierin staan iets nuut is. Nee, hier aan die begin staan wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir hom gegee om aan sy dienaars, ek en jy, bekend te maak. Om aan sy dienaars, ek en jy, bekend te maak. Al wat Johannes hier doen, is hy is besig om dit wat aan ons bekend gemaak is deur die Here Jesus Christus, vir ons op 'n ander manier net deur te kom gee. Ons lees ook verder in hoofstuk 1, ons het dit nou nie saam gelees vandag nie, maar ons lees in vers 19 die volgende: skrywe nou op wat jy gesien het, wat nou daar is, en wat hierna gaan gebeur. Ons dink baie keer dat Openbaring 'n boek is wat vorentoe kyk, wat net oor dit spreek wat gaan gebeur. Maar dit spreek so van dit wat eintlik reeds gebeur het deur die Here Jesus Christus, van dit wat nou in ons lewens gebeur, en dan spreek dit van dit wat ook kom, van hierdie nuwe realiteit saam met ons Here Jesus Christus. En daaraan wil die Here vir my en jou ook vandag kom herinner, dat ten spyte van hierdie terugslag wat ons in die lewe mag beleef, ten spyte van die moeilikhede wat ons dalk moet deurgaan, ten spyte van die uitdagings wat ons het in ons lewens, ten spyte van al hierdie goed wat Openbaring op sulke figuurlike en simboliese maniere vir ons kom uitlê,
Goed wat ons beleef nou reeds in ons lewens, kom uitlê. Ten spyte van die bose wat op soveel maniere ons manipuleer in hierdie wêreld. Ten spyte daarvan is Christus se waarheid vir ons elke dag 'n waarheid deur sy Heilige Gees. Sy Heilige Gees het vir ons gees en uitgestort is. Sy Heilige Gees wat op soveel verskillende maniere deur ons ook werk. Daarom lees ons daar in vers 4, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon. Van die perfekte Gees, die Heilige Gees, waarvan Jesaja 11 ook van ons praat. Hierdie Gees wat in soveel maniere aan ons openbaar word. Daardie Gees leef ook in my en in jou. God se Gees, sy perfekte Gees, hy wat God drie-enig is, het ons kom deel maak van wie hy is. En ek en jy het die voorreg om getuies te wees, soos dat Johannes hier 'n getuie is daarvan, om getuies te wees van God se werk, Jesus Christus se werk, hier op aarde, en uit te sien na 'n realiteit waarin ons saam sy heerlikheid gaan aanbid. 'n Realiteit waarin ons die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel, ook binne gaan. Mag ek en jy vandag net daardie ding onthou, daardie een iets onthou, dat ek en jy nie 'n hoop het op dit wat nou is nie, maar dat ons hoop is op dit wat voor lê, en dat dit is wat Openbaring ook vir ons wil laat hoop op dit wat voor lê. En mag ons deur ons reis, deur Openbaring in hierdie 3 weke wat ook voor lê oor Pinkstertyd, mag ons regtig weet dat die Here Jesus Christus ook daardeur vir my en vir jou dieper en meer en nader aan hom wil bring, deur die hoop wat hy vir ons kom bring het. Mag jy geseënd wees in hierdie dag ook verder, mag jy geseënd wees in die week verder, en mag ons ook weet dat die Here Jesus Christus, wat God is, Vader, Seun, Heilige Gees, ook saam met ons leef, en saam met ons elke dag wandel.